Welkom by hierdie Simple Science potgooi. As jy nou in graad 12 sweet vir daai NSS eksamen, wel, dan is hierdie vir jou. Ons kyk vandag spesifiek na organiese chemie, daai hoofreaksietipes: addisie, eliminasie en substitusie. Ons het so 'n bietjie deur die KWB goed, eksamenriglyne en jou notas gewerk om seker te maak ons sien die groot prentjie. Ja, die doel is regtig om jou te help verstaan hoe hierdie drie tipes werk. So, wat is hulle? Hoe verskil hulle? Hoekom is hulle nuttig? En ons gaan probeer om dit eenvoudig te hou. Jy weet, sonder om heeltemal te verdwaal in die super ingewikkelde details. Dit is eintlik redelik logies as jy eers die patroon sien. Uitstekend, so kom ons spring sommer dadelik weg. Addisie, eliminasie, substitusie. Die groot 3. Wat is die kernverskil? Goed, kom ons begin met addisie. Dink byvoeg. Heel eenvoudig. Jy begin met 'n molekule wat onversadig is. Dit beteken hy het 'n dubbel of 'n trippelbinding. En dan voeg jy atome of 'n groepie atome by reg oor daardie dubbel of trippelbinding. Wat gebeur? Daai binding breek oop na 'n enkel binding en die nuwe atome sit vas. So jy eindig met 'n versadigde molekule. Belangrik, geen atome gaan verlore in die proses nie, alles word net bygevoeg. Dit gaan gewoonlik ook nogal vinniger as substitusie. Okay, soos hidrogenaring, waar jy waterstof by 'n alkeen voeg, dan kry jy 'n alkaan. Presies, dis 'n perfekte voorbeeld. Jy borrel H2-gas deur die alkeen, maar jy het 'n katalisator nodig, gewoonlik platinum, palladium of nikkel. Dis hoe hulle plantolie hard maak vir margarine byvoorbeeld. Ander addisiereaksies? Wel, daar's halogenering. Jy voeg 'n halogeen by, soos broom, Br2. Dis daai bekende toets vir onversadigdheid. As jy bruin broomwater byvoeg en die kleur verdwyn, dan weet jy daar was 'n dubbel of trippelbinding. Ja, daai een onthou ek. Dan het jy hidrahalogenering. Jy voeg 'n waterstofhalied by, soos HCl of HBr. Hier is 'n paar belangrike punte. Eerstens, daar moenie water teenwoordig wees nie. Tweedens, Markovnikov se reël geld hier. Wag, Markovnikov se reël, verduidelik gou weer. Goed. Die reël sê die waterstofatoom, die H van die HCl of HBr, sal bind aan die koolstofatoom van die dubbelbinding wat reeds die meeste waterstofatome aan hom gebind het. Dink daaraan as die rykes word ryker, die koolstof met meer H's kry nog 'n H. Dis as gevolg van stabiliteit in die reaksiemeganisme, maar vir nou, onthou net die reël. Okay, H gaan na die een met die meeste H's. Maak sin. Ja, en daai selfde reël geld vir hydrasie. Dis wanneer jy water, H2O, by 'n alkeel voeg om 'n alkohol te maak. Jy het gewoonlik 'n sterk suurkatalisator nodig, soos swaalsuur en oormaatwater, en gewoonlik hitte. Die OH-groep bind dan volgens Markovnikov se reël aan die koolstof met die minste H's. En addisie is ook die basis vir addisiepolymerisasie, hoe plastieke soos polyethyleen of PVC gemaak word. Baie belangrik industrieel. Goed, so addisie. Voeg by oor 'n dubbelbinding. Maak dit versadig. Nou, wat van die teenoorgestelde? As jy begin met iets versadig en jy wil 'n dubbelbinding maak. Eliminasie, né? Jy het dit. Eliminasie. Dink verwyder. Jy begin met 'n versadigde molekule en jy haal 'n klein groepie atome soos water, H2O, of waterstofhalied, HX. Belangrik. Die atome word van aanliggende koolstofatome verwyder. Dit dwing daai twee koolstowwe om 'n dubbelbinding tussen hulle te vorm. So die molekule word onversadig en ja, hierdie een kort gewoonlik energie, soos hitte. Soos dehydrohalogenering. Jy haal HX uit 'n haloalkaan. Presies, en hier is die toestande absoluut krities. Jy het 'n gekonsentreerde sterk basis nodig, soos natriumhidroksied, NaOH, of kaliumhidroksied, KOH. En dis opgelos in warm etanol, nie water nie. En jy moet dit verhit. Dis die sleutel. Hier geld ook 'n reël. Zaitsev se reël. Dit sê die waterstofatoom word verkieslik verwyder van die koolstofatoom wat die minste waterstofatome het. Dit gee gewoonlik die mees stabiele alkeen as die hoofproduk. So Markovnikov vir addisie, Zaitsev vir eliminasie. Jep, nog 'n eliminasie is dehydrasie. Jy verwyder water uit 'n alkohol om 'n alkeen te vorm. Weereens, jy het hitte nodig
en 'n sterk suurkatalisator, tipies gekonsentreerde swalsuur. En Zaitsev se reël geld hier ook. En dan natuurlik kraking. Dis wanneer jy groot, lang alkaanmolekules, wat nie so nuttig is nie, opbreek in kleiner, meer bruikbare alkane en alkene. Dink aan die olie-industrie. Dis hoe hulle petrol maak. Dit kort hoë temperature en druk, of 'n katalisator. Goed, addisie voeg by, eliminasie verwyder. Wat van die derde een, substitusie? Die naam sê seker als. Ja, substitusie is presies dit, vervang. Jy het 'n molekuule gewoonlik versadig, en 'n atoom of 'n groep atome word eenvoudig omgeruil vir 'n ander atoom of groep. Die molekuule bly gewoonlik versadig. Dis dikwels 'n bietjie stadiger as addisie, en dit kort soms energie soos hitte, of selfs UV-lig. Byvoorbeeld halogenering van 'n alkaan, nie alkem nie. Hier vervang jy 'n H-atoom met 'n halogeen, soos Cl of Br, maar jy het UV-lig of hitte nodig om dit aan die gang te kry. Nog een is hidrolyse van haloalkane. Jy vervang die halogeenatoom in 'n haloalkaan met 'n hidroksielgroep -OH om 'n alkohol te vorm. Wag nou, haloalkane. Jy het gesê eliminasie van 'n haloalkaan gee 'n alkeen, maar nou sê jy substitusie van 'n haloalkaan gee 'n alkohol. Hoe werk dit? Wanneer gebeur wat? Aha, goeie vraag. Dis 'n klassieke punt van verwarring en 'n gunsteling vir eksaminators. Dit hang alles af van die reaksietoestande, spesifiek die basis en die oplosmiddel. As jy 'n verdunde, waterige oplossing van 'n sterk basis gebruik, soos ALH in water AK, en gewoonlik bietjie hitte, dan kry jy substitusie. Die O-groep vervang die halogeen en jy maak 'n alkohol. Maar as jy 'n gekonsentreerde oplossing van dieselfde sterk basis gebruik, opgelos in warm etanol, alkohol as oplosmiddel, dan forceer jy eliminasie. Dan word HX verwyder en jy maak 'n alkeen. OK, so verdun in water gee alkohol substitusie, gekonsentreerd in etanol gee alkeen eliminasie. Dis 'n kritiese verskil om te onthou. Absoluut. Dis een van daai dinge wat jy net moet ken. En waar pas verestering nou in? Daai reaksie wat esters maak, die goed wat soos vrugte ruik. Het ook soms 'n kondensasiereaksie omdat 'n klein molekuule water in die proses gevorm en uitgeskakel word. Jy laat 'n alkohol reageer met 'n karboksilsuur. Jy het 'n suurkatalisator nodig en gewoonlik hitte. Die resultaat is 'n ester en water. En ja, esters is bekend vir hulle geure. Dink aan piesang, pineappel, appelgeur. Dit beïnvloed natuurlik ook fisiese eienskappe. Die funksionele groep is baie belangrik daarvoor. Byvoorbeeld alkohole met daai OH-groep kan waterstofbinding vorm. Dis sterk intermolekulêre kragte. Daarom het hulle baie hoër kookpunte as sê maar alkane of esters van 'n soort gelyke grootte. Dit begin nou alles mooi in plek val. So, as iemand nou sit en blok vir hierdie deel van die vraestel, wat is die belangrikste laaste wenke? Nommer 1. Ken jou reaksietoestande. Ek kan dit nie genoeg sê nie. Gekonsentreerd of verdun, water of etanol, hitte, lig, katalisator. Dit bepaal alles en dis punte werd. Nommer 2. Maak seker jy kan duidelik die verskil tussen addisie, eliminasie en substitusie verduidelik en herken. Wat gebeur met die dubbelbonding? Wat word bygevoeg, verwyder of vervang? Nommer 3. Daai halo-alkaan-reaksie met basis, onthou die verskil tussen die toestande vir substitusie, alkohol, en eliminasie, alkeen. 4. Onthou Markovnik-Nikov vir addisie aan alkene en Zaitsev vir eliminasie om alkene te vorm. Hulle help jou die hoofproduk voorspel. En laastens, oefen om die vergelykings uit te skryf, veral met struktuurformules. Maak seker jy kan hulle balanseer. En verbranding van alkane, maak seker jy kan dit ook doen. Dis nogal 'n algemene een. So, die groot prentjie is, addisie maak versadig, eliminasie maak onversadig, substitusie ruil om, maar hou dit versadig, en die sleutel lê in die toestande. Presies. Verstaan die patroon, ken die toestande en probeer die logika agter die reëls soos Markovnikov en Zaitsev verstaan. Dan word dit minder oor memoriseer en meer oor verstaan. Goed, hier is iets interessants om oor te dink vir die luisteraars.
Ons het nog gepraat oor hierdie wel redelik basiese reaksies wat eenvoudige organiese molekules verander. Hoe dink jy, word presies hierdie selfde reaksies, addisie, eliminasie, substitusie, dalk net in meer stappe of kombinasies, gebruik om ongelooflik komplekse goed te bou? Dink aan lewensreddende medisyne of heeltemal nuwe materiale met spesifieke eienskappe wat ons nog nooit gesien het nie. Dankie dat jy vandag saam met ons hierdeur gewerk het in die Simple Science podcast. Regtig baie sterkte met daai NSS voorbereiding.